Toe het hy eerder maar gesing vanoggend, sien ek. Ja, jy weet, ons kuier baie by Bill en Sylvia, en hy maak regtig 'n stelling en hy sê, hy mediteer graag en dan gaan sit hy by 'n plek en maak sy brein skoon en dink aan niks. Sal my vrou toe vir hom sê, ja, dit bewys hoe klein julle man se breins is, dat julle aan niks kan dink nie. Die arme ou was 3 dae op antidepressante gewees, maar hy is dan vanoggend bietjie beter. Ek terg maar net. Dis 'n voorreg om hier te wees en ek wil vir jou gee wat die Here op my hart sê die afgelope tyd. En die lewende God praat met my oor en 'n paar dinge wat in die Hebreëse konteks, ek kan Hebreëus lees en skrywe en ek ken die Hebreëse gebruike, ek studeer dit. En as jy die antieke gebruik van die Hebreërs nie verstaan nie, kan jy die Bybel nie verstaan nie. Maar die konteks van jou Bybel is nie westers nie, dis Hebreëus. Nie Grieks nie. Alhoewel die Nuwe Testament in Grieks geskryf was hy geskryf met die milieu van die Hebreër, as jy sal verstaan. Net so praat ons baie graag van die Heilige Gees, né? As jy vir antieke Jood gesê het, Heilige Gees het jou met 'n baksteen doodgeslaan. Want hy sou gesê het, die Gees van God kan nie heilig wees nie, want hy is volmaak. Hulle het nie gesê Heilige Gees nie. Hulle het gesê die Gees wat heilig maak. Want God kan nie heilig word nie, maar ek en jy moet heilig word. Jy sien, 'n klein begrip wat ons regstel, en iets anders gebeur binnekant in jou. Wanneer jy die Gees van God vanoggend in jou lewe uitnooi, dan sê jy, Gees van God wat heilig maak, kom bly in my. Maar jy moet versigtig wees wat jy gaan sê vanoggend wanneer jy hom uitnooi, want as jy hom uitnooi, dan moet jy eerlik en opreg wees, want jy mag vind as jy vanoggend sê, kom bly in my, dat hy juist dit gaan doen, en dan begin 'n ding as jy weerstand bied. Dit het tyd geword, Afrikaner, dat ek en jy vir 'n slag weer by God uitkom. Dit het tyd geword, en ek praat nou met jou, nee, ek praat nie nou met die Zulu, die Xhosa, die Chinese of die Japanees nie. Praat met jou, want ek is ook geroep vir jou. Dit het tyd geraak, dat jy nie hier uitstap, nee, en kriewoorde gebruik, en allerlei ander dinge dink en doen nie. Dit het tyd geraak, dat jou gedagtes nou gaan heilig raak. En ek is nie om jou pak te gee nie, ek is nie om jou te slaan nie, want die woord is nie 'n pak slaan nie, die woord is wassend van aard. Ek wil vir jou sê, as jy vanoggend sukkel met gedagtes wat weghardloop, as jy iemand is wat aan pornografie verslaaf is, nie, of aan 'n selfoon verslaaf is, of aan fliek kyk, dan moet jy vanoggend tot bekering kom. Dit het tyd geraak, dat ek en jy die pad saam met God sal stap, nie soos jy dit sien nie, soos hy dit wil hê. Jy sien, kind van die Here, waar staan jy vanoggend wanneer die roepstem van God se Gees met jou praat? Waar is jy? Is die wêreld so hard in jou kop, dat jy nie meer kan luister as hy praat nie? Ek het 'n ding, ons het bevoorreg in Oornalsrus, ons skole dien nog die Here, jy sal dit nie glo nie, maar dit is so, en ons het elke Woensdag 'n Bybelklas by die hoërskool, ons pastore en dominees. Ons het nog gesamentlike dienste in Oornalsrus, waar NG Kerk en Pinkster by mekaar kom. Dis awesome. Ons kom nou deur 'n reeks saam met die Paasfees, waar ons saam met die NG Kerk en ook die Follies het ons gesamentlike dienste gehad, groot dienste. So ek wil vir jou vanoggend uitnooi. As jy hier kom sit in hierdie kerk vanoggend, nee. Jy is hier namens 'n instansie nie. Jy's hier ook nie om God te ontmoet op jou meriete nie. God wil jou ontmoet op sy meriete. God het 'n afspraak met jou, en hoe vinniger jy weg gaan kom van die geraas van die wêreld, wat ons doen is, ek vat die kinders, nou ek het 'n klas nou net klaargemaak van omtrent 300 Engelse swart kinders. Ek is nou weer by Afrikaners vir 'n slag. Maar wat ek maak is, ek vat 'n klomp losstoele, hierdie plastiese stoele, en sit dit in die saal. Dan sit ek die groep agter, en ek kry een kind by my, en ek sê vir hom, okay, en nog ene wat geblinddoek is, en die hele geheim is, hierdie een wat by my staan, moet instruksies uitroep, links, regs, 2 tree, 3 tree, daai kant toe, om deur die stoele te kom, om nie te val nie.
Maar die geheim van die storie is, ek laat daai kinders so hard skree, niemand kan hierdie ou hoor wat by my staan nie. En die punt wat ek dan maak is, nee, as die wêreld te hard in jou ore is, kan jy nie God se stem hoor. Dis die punt wat ek weer oorkry vanoggend na jou toe. As jou selfoon te aan is, nee, en jou fliekkykery te aan is, nee, ek sê nie jy moenie kyk nie, maar ek sê ook nie daar moet 'n balans wees. Daar is nie balans tussen God en die wêreld nie, man. Ons moet seker ontspan en ek wil dit nie uit jou lewe uithaal nie. Maar as jy wil werklik waar 'n lewe lei waar jy weet God gaan met jou wees, nee, dan moet jy in sy plek kom en dis die koninkryk. Daar's nie 'n ander manier om onder sy hand te kom nie. Jy kan nie God in jou dagboek intrek nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie sê Here kom seën my dagboek nie. God wil nie jou dagboek seën nie. Hy wil jou dagboek skrywe. Dan hoef hy nie geseën te word nie, want dit word geskrywe met 'n geseënde hand. Verstaan jy dit? Jy kan nie sê Here kom seën hierdie dag nie. Wat wil jy hê? So ander woorde, God moet kom en waar jy loop moet hy net die hele tyd bystaan. God is mos nie ons maatjie nie, man. Jy moet sê Here, hierdie dag wil ek in U wil wees. Nie seën my dag nie, help my om U stem te kan hoor, dat ek kan loop waar U wil hê ek moet loop, dan is ek geseën. Jy sien, dis die begrip van die Hebreërs. En as jy hierdie goed gaan begin verstaan, dan gaan jy verstaan hoe anders kom die evangelie eintlik na jou ore toe. En dit begin sin te maak. Jy sien, ek hoef nie vir pastorie nie, ek ken hierdie man baie goed, nee. Ons het baie dinge saam gedoen. En ek wil nie daaroor praat nie. Maar ek vertrou hom. Nie oor gister nie. Ek vertrou vir Bill en vir Sylvia. Ek vertrou my vrou vir Alida, want ek ken hulle. Ek hoef nie oor my skouer te kyk as ek vir Bill iets vra of hy vir my iets vra nie. Maar sê my, kan God jou vertrou? Kan hy jou vertrou? Hoe vertrou hy jou om sy woord uit te dra? En dis die boodskap vir oggend. Die boodskap is vir oggend. Hier in Johannes 20:17 staan geskrywe, Jesus said to her, "You don't need to hold on to me. I have not yet come back to the Father, but to my followers, and tell them this, I'm going back to my Father and your Father. I'm going back to my God and your God." Dis nou vir Maria Magdalena waarmee hy praat. Hy het al reeds opgestaan. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, hoor 'n bietjie. Raak my nie aan nie. Want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Die woord raak in hierdie geval beteken nie soseer om te raak aan iemand. Hierdie Griekse woord haptomai beteken eintlik meer om jou te verbind met iemand amper soos op 'n seksuele vlak. Met ander woorde, Jesus sê vir haar, jy kan jou nog nie met my verbind nie. En nou praat ek nie van die seksuele daad nie, waar daar 'n huweliksverhouding tussen ek en jy gaan wees nie. Nog nie nou nie. Hoekom nie? Jy kan nog nie nou, nee, met my loop soos ek wil hê julle moet met my loop na die uitstorting van die Gees nie. Dis wat aanraak hier beteken. Hy sê van Maria, dis nog nie tyd nie, hoekom nie? Want ek was nog nie by my Vader nie. Dis interessant, nee. Nou so 'n paar verse later in hierdie selfde hoofstuk, die woordjie opvaar hierso natuurlik beteken Anabahinu beteken om dit beteken nie soos die hemelvaart wat hy meegemaak het nie. Dit beteken eintlik maar meer om te loop na 'n plek toe en iemand te ontmoet. So die implikasie is Jesus sê ek moet eers my Vader besoek voor julle moet my kan verbind op die vlak waar ek dit wil hê. Julle verstaan dit, nê? Ek hoop jy verstaan dit. Nou 'n paar verse later, daarna sê hy vir Thomas, selfde hoofstuk, vers 27, bring jou vinger Thomas, druk dit in die spykergate. So tussen vers 17 na vers 27 het hy 'n besoek gemaak by wie? By sy pa. OK. Want hy sê, nou, en hierdie is 'n fisieke raak, maar nou sê hy vir Thomas, dis goed dat die wat nie gesien het, die kan glo, maar ek is dalk ook 'n Thomas, want ek wil weet as ek wil weet. Ek moet verstaan hoe dinge werk. My vrou nou weer is heel anders as ek. Sy sal net glo soos 'n kind, en dis dalk die beste way. Maar ek is nie so gebou nie.
Ek weet jy van hy nie, maar ek moet krap en soek en ding uit mekaar uithaal, ek wil weet, en daarom kan ek hierdie goed vir jou sê. Hoekom sê ek vir hierdie goed? Hy was by sy pa, en daarom sê hy vir Thomas, luister, nou Thomas, kan jy glo. Nou kan jy glo. Nou is dit tyd vir jou om te kan glo, en hier kom die hele ding. Hier kom die hele ding wat ek vanoggend met jou wil deel. Hierdie hoofstuk 20 begin by 'n plek van afstand. Maria Magdalena sien hom, moenie my raakie, jy kan nog nie jou en my verbind nie. Wag 'n bietjie Maria Magdalena, dan kom Thomas in vers 27 en hy sê, "Alraai, kom raak my, ek was reeds by my pa." En nou gebeur 'n ding met die disippels. Hy blaas op hulle. Hy sê, "Ontvang die Gees van God wat heilig maak." Nou sê hy, "Soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle." En hy sê die volgende, en ek het in my oggendboodskappe baie oor gepraat. Hy sê die volgende, hy sê, as julle mense hulle sonde vergewe, dan is dit vergewe. As julle die mense hulle sonde hou, is dit gehou. Ons spreek hier oor hierdie goed nie. Almal is te bang om hieroor te praat. Ek is nie die paus nie. Ek dink ook nie die paus is op pad hemel toe nie, so by the way. Maar weet jy, ek wil nie sê ek is Vicarius Filii Dei, the Vicar of the Son of God, want ek is definitief nie, ek is net 'n seun van God, want dis wat ek met my gebeur het na my redding. En jy's 'n dogter van God. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus sê in Lukas 10 vers 18, 19, 20, hy sê, ek gee julle mag oor die krag van die duiwel. Mag is groter as 'n krag. Hy sê, en selfs die geeste in die lig sal aan julle onderworpe wees. Dan sê hy, moenie eens bly wees dat jou naam geskrywe is, oor hierdie dinge, dat die geeste in jou luister, maar wees eerder bly dat jou naam geskrywe is in die boek van die lewe. Sê my, is jy die draer van die vrywordingsbloed van Christus, of is jy self nog nie vry nie? As, ek gaan nou my Henny as voorbeeld gebruik, want hy gaan dit kan handle. Daar by my kerk is dit ook Henny. Die arme ou moet altyd instaan vir alles wat ek wil voorstel. As ek vir Henny tot redding wil bring, en hy is 'n verslaafd aan iets, maar ek is nog verslaaf, wat se mag het ek om te bid vir hom? Ek kan nie vir hom bid nie. Ons is te gewoond aan die genadepreke. Maar jy sien, die charismate preek vir jou, grace is good enough. Grace is the only thing you need. Dis alleen uit die put van die hel uit, ou maat, so by the way. Genade red jou, maar dis nie die einde van jou pad nie. Genade is die begin van jou groeiproses na heiligmaking, so by the way. Maar sê my, waaraan is jy vanoggend verslaaf? Want die wêreld wag op Christene, so by the way, weet jy wat beteken die woord Christen? Dit aflei van die woord Christus, Messias, beteken die gesalfde. So as jy vir jouself sê Christen, lei ek af, jy is die gesalfde. Nie gesalf deur die pastoor nie, gesalf deur God. Het God jou bediening gesalf? Of het jy nie een nie? Waarvoor wag jy vanoggend? Sê my, wat gaan die res van jou week gebeur? Waaraan is jy verslaaf vanoggend? Dalk is dit sigarette. Nou vra hulle my, pastoor, gaan jy hel toe as jy rook? Ek sê nie dit nie. Ek sê jy kan nie volle wasdom gebruik as jy nog aan daai goed verslaaf is nie. En jy moet dit maar vat of los asseblief hoor. Regtig waar, as jy vir my ken en vir Henny ken, sê jy weet ek loop nie met jou draai nie. Want ek wil jou vry maak vanoggend. Soos jy begin het, gaan jy dit los. Dis mos die ding, nee. Dis mos net hoe dit is. Is jy verslaaf aan die multimedia? Is dit jou ding? Kan jy nie wegkom van die selfoon af nie? Waaraan is jy verslaaf? Weet jy van 24 ure is ons omtrent 16 ure wakker. 1/10 van 16 ure, nee, gaan omtrent net so onder die 2 ure wees, 1 uur 40 daar rond, gaan werk het my uit. Nou, hulle sê altyd vir my, pastoor, jy kan nie tieners praat, dit is Ou Testamenties, regtig. Maar ons word in die Nuwe Testament priesters van God genoem, nee. En dan word gesê,
Koning Yeshua, as ek van Yeshua praat, is dit Jesus, nee, is die groot hoëpriester ingevolge die orde van Melchisedek. Dit lyk vir asof die tempel ook uit die Nuwe Testament uitkom, jy kan hom net nie sien nie. Dan sê Paulus, ons is die tempels van die Here. So ek mag oor tiendes praat, want die sisteem van die tempel is nou net vergeestelik, en ek bedoel nie soos ander kerke dit maak nie, maar daar's 'n hoëpriester in die hemel, en as ek Openbaring 1 vers 6 en 1 Petrus reg verstaan, dan sê Petrus, ons is 'n heilige priesterdom geroep vir Christus. Openbaring sê Johannes, die Afrikaans is verkeerd vertaal, hy sê ons is konings en priesters, is nie reg nie, dit moet wees priesters vir die koninkryk. Is jy 'n priester vir die koninkryk, of is jou voet nog halfpad in die wêreld? Ek het vir jou nuus, Boeta en my sussie, my en jou voet kan nie halfpad in die wêreld staan, en ons verwag dat God gaan ons net bless nie. Dit gaan nie met jou gebeur nie, kind van die Here, ons moet vir 'n slag heiligmaking ernstig opneem. Dis 'n belangrike saak. Ek het eendag op 'n mannekamp, vat ek die manne, en ek sê vir hulle vir 5 minute, moet julle aan niks dink behalwe iets in die Bybel nie. Nie een kon 5 minute sy gedagtes skoonmaak nie. Ek het nou gespot met Bill. Weet jy hoe tragies is dat jy kan 1 uur en 'n half voor 'n fliek sit? Is bad news. Maar ons kan nie 1 uur en 'n half aan God dink nie. Dan vra ek, waarheen is die kerk op pad? Ons wil wonder in die toestand van die wêreld, vergeet die toestand van die wêreld. Vergeet vir Julius Malema en al die ander ouens. Kyk na die kerk, man, dan kyk jy hoe lyk die kerk. Die oordeel is eerste vir die kerk. En ons moet hierdie goed begryp, en jy moet dit vanoggend weet, daar's 'n roep uit die hemel uit, wat die Here sê, maak my kinders vry. Maar dit verg 'n vrygemaakte om my kinders vry te kan maak. Daar's 'n verskil tussen opsetlike sonde en 'n ding waarmee jy sukkel. As jy vanoggend sukkel met 'n sonde, moet jy dit reg verstaan. Ek verstaan, jy rook dalk en jy sê, Here, ek wil dit los en help my met al hierdie goed. En ek oordeel jou nie, jy verstaan dat ek oordeel nie vir jou nie, nee. Ek doen nie, ek help jou. Ek weet dit is nie so maklik om dit net te los nie. Ek verstaan, ek het nog nooit gerook nie, maar ek verstaan dit. Maar wanneer jy die proses van soeke het na God, nee, dan gaan jy die Gees toelaat en hy gaan met jou werk. Maar wanneer ek dan nou weier, en daar's nie die behoefte hier binne in my nie, dan raak dit opsetlik. Nee, ek praat nie net van dit nie, ek praat van enige ander ding. Ek is eendag besig om my eerste serie vry te stel wat ek gemaak het, en ek bly nog in die Kaap, en ek bedien in Pretoria Wes, en ek is die aand daar, groot kerk, maar dat was seker net so, die kerk kan maklik seker 1200 vat, maar hy was net so halfvol, so 600, 500 mense. En ek bedien, en toe ek in die kerk instap, toe voel ek die donker magte in hierdie kerk. En ek dog so, gelukkig gaan ek iets sing en waai, want ek ry nog deur die nag terug Kaap toe. En ek sê vir my klankingenieur, ek sê vir Nico, hier gaan ons sing en ry. Weet jy, ek sukkel om te sing. Dis duister en donker, ek moet fokus om myself deur die ding te kry. En toe ek so amper klaar is, en ek het afgesluit met die liedjie Kom nader aan die kruis, so julle seker goed sal ken, en van julle, en ek wil hom sing, en ek sê, dit is my laaste lied, en die pastoor staan op, en hy sê, die Here wys my, jy is nie klaar nie. Ek dog so, Boeta, is beter, jy het nou stil gebly. Want as jy weet wat die Here in my hart gesit het, nee, jy wil nie eens weet wat ek vir jou wil sê nie. En die Here sê, sit neer jou instrument, en sê wat ek sê. En hy vat my mond, nee, en ek kan nie my stop kry praat, en hy sê, julle musiekspan slaap onder mekaar. En seker maklik vir 20 minute gee die Here vir hulle 'n boodskap, dat die hele kerk insluitende die pastore uittreë en bekeer. Toe ek weer daar kom, toe moes hulle stoele indra. Die kerk kan nie so lyk nie. Die kerk kan nie so lyk nie. Die kerk kan nie mense huisves, nee, wat na gemors kyk en aan Sondag wil hy die Here kom dien nie.
Jy sien, hierdie uur en 'n half wat ons jou tyd vat binne in hierdie plek, nee, maak nie op vir die ander 6 dae wat jy buite in die wêreld is en 'n getuie vir Christus moet wees nie. Ek is gemerk in Oornalsrus is 'n ou klein dorpie, ons is naby Welkom as jy nie weet nie. In die kar wag, as ek uit die karretjie klim en sê hulle, "Hallo pastoor." Kan ek nie van kwaad word nie. Ek is nou die pastoor. Dis tog. Jy sien kind van die Here, hoe lyk ek en jy as ons in Piekepysery staan? En die een wat die tol werk is stadig. Wat doen ons? Hoe lyk ek en jy as die wêreld ons struiter? Hoe lyk ek en jy as ons moet Christen wees? Wanneer 'n wêreld iemand nodig het om in te glo. Die probleem is, hulle kan nie vir Jesus sien nie, maar hulle kan net jou sien. Jy word dalk die enigste Jesus wat iemand ooit in sy lewe sal ontmoet. Hoe lyk ek as ek in die wêreld kom? Binne in Vryburg is daar enige jongman in my beradingskamer en ek het hom bedien en die Here maak hom vry, opreg vry, kan in sy oë sien hy's vry. En nou wag hy vir hierdie wow oomblik, né? En ek wag ook vir die wow oomblik. So ons kyk na mekaar in die oë. Hy wil hê dan moet iets in die hemel uit gebeur en ek wil nou dieselfde hê want ek het nou my werk gedoen, hè. En nou ewe binnekant sê ek, "Jesus Here, U moet nou help." So die Here sê vir my, "Sit jou hand op hom en spreek Johannes 20:21 hom uit. Sê vir hom, jy spreek hom vry van sy sonde. Sê vir hom dit." Ek sê, "Ek kan nie." Hy sê, "Wat wil jy nou hê? Dat ek moet weer vlees word en vir hom dit kom sê, as jy my verteenwoordig." En ek verstaan ewe skielik. En ek sit my hand op hierdie jong man en ek sê vir hom, "Ek het nie vir jou aan die kruis gesterf nie. Ek wil dit nie beweer nie. Dis nie my bloed waaroor dit gaan nie, maar is die bloed van koning Yeshua Messia, die Jesus, die Christus. Ek gaan vir jou sê, in jou opregte belydenis, en omdat dit werklik uit jou hart uitkom, gaan ek aan jou raak, en as ek aan jou raak, gaan ek jou vrymaak op grond van die bloedverdienste van Jesus Christus." En die Here het vir hom aangeraak met 'n magtige hand. Jy sien, daar kom 'n tyd wat jy die kruis moet dra na iemand. Maar hier's die geheim van hierdie ding. Ons almal het fotootjies en van ons het Saint Christophers met die beeld van Christus aan die kruis. Jy moet daai ding wegsmyt, man. Luister mooi, ek is lief vir 'n kruis, maar 'n leë kruis, weet jy hoekom? Want as die kruis op is in die kerk, dan sê ek altyd, hy hang nie meer daar nie. Hy gaan nie weer daar hang nie. Nooit gaan dit ooit weer gebeur dat hy in die kruis hang nie, maar die een aan die kruis is nou jy. So as jy asseblief 'n kruis vat en jy sit jou eie foto op daai kruis, nê, en jy stap heeldag verby en sê, Here, soos Paulus sê, as ek saam met U sterwe, sal ek saam met U opstaan. Dan moet jy elke dag daar verby stap en sê, Here, kruisig my vlees, maak my dood in die vlees, dat ek geestelik kan lewe. Dis wat die boodskap van evangelie behels. Maar ons wil bly praat, hy het gesterwe. Die feit dat hy gesterwe het, bemagtig jou. Ernstiger moet dit oor my dood gaan. Want hy het gesterwe, dat ek moet sterf, sodat hy my kan seën. So ons kom nooit by sy seën uit nie. Ons kom nooit by sy genadehand en die bemagtiging wat deur jou moet werk nie, want ek is nie aan die kruis gewees nie. Ek ken teologie. Ek en Pastor Henny kan vir julle die hele oggend besig hou met teologie en dogmatiek en al hierdie goed, en dit gaan niks help nie. Maar wanneer ons vanoggend vir jou sê, die geheim is eenvoudig, sit jouself aan die kruis en sê vanoggend, Here, ek weet ek lyk nie goed nie. Dis okay. Kom soos jy is. Kom soos jy is. En sterwe. Here, ek wil my vlees aflê. Ek weet dit gaan nie maklik wees nie. Hy weet dit gaan nie maklik vir jou wees nie. Maar doen dit met opregtheid. En kom by die kruis uit. Hoor jy wat ek sê? Hy is nie meer aan die kruis nie. Hy gaan nie weer daar wees nie, maar hy wil hê jy moet daar verbygaan. Moenie by die kruis stil staan nie. Jy moet by die kruis verbykom.
Moenie stil staan nie. Laat toe dat sy Gees jou heilig maak. Laat toe, moenie hom beklei nie, moenie met hom stry nie. Moenie met dogmatiek en allerlei dinge vat jy geleer is om te kom nie. Kom maar gee jy nog iets wat die antieke Jood glo. Die antieke Jood het die volgende sêding, ek het dit myne gemaak. If and when you approach God, and you do not empty yourself of all your knowledge, God can and will not talk to you. So as ek na God toe gaan, sê ek nie vir hom, dis Dr. Pieter Tron nie. Ek het 'n krisis met 'n titel voor 'n naam, so by the way. Ek dink nie die titel hoort voor die naam nie, dit hoort agter die naam. Dit behoort Pieter die pastoor te wees. Want as ek sê, ek weet dis in die kerk glo die ding, maar ek is totaal teen dit. Want dit gaan oor Pieter wat 'n gawe het, of 'n bediening het. Verstaan jy wat ek sê? Die feit dat ek 'n doktersgraad het, dat Henny dit het, is geleerdheid wat die Here ons gegee het, om agter my te staan, sodat hy dit kan gebruik. As dit voor my staan, kan hy nie wat dit uitkom gemiddeld nie. Ek sê maar net so, by the way. Jy sien, kind van die Here, ons kan jou besig hou met hierdie goed, maar dit gaan nie help nie. Want die ding wat jy vanoggend nodig het, is 'n vrygemaakte om jou vry te maak. Ek is hier vanoggend om vir jou te sê, as jy weet hoe lief die Here vir jou het, gaan jy my nie in die oë kyk vanoggend met amper sommige, ek is bang vir 'n leeu kyk. Het jy gesien as jy met jou vrou praat? Nee, hy wil nou nie praat nie, sy sit langs hom. As jy met hulle praat, kry hulle hierdie ver of uitdrukking in hulle oë. Nee? Nou moet jy weet, nou moet jy stil, jy het moeilikheid. Ekskuus. Ja, baie dankie dat ek gou sluk van hierdie goed vat. Ek maak 'n grap. Ek en jy, ek is hier vanoggend om vir jou te help om vry te word. Ja. Ek het as jong man, het die Here my 'n boodskap gegee. Ek hoor eendag sy stem met my praat, en soos onhoorbaar, dis baie jare terug, lank voor Kitty se tyd nog in. Die stem sê, ek het jou geroep om my volk te lei, om 'n impak te maak in my volk. Ek kyk om, ek is alleen in my kamer, en hier is niemand in die kamer nie. En ek het letterlik gesê, hy kan seker nie met my praat nie, ek is nie die beste ou wat hy nou kan roep nie. Nie op daai tyd nie. En die Gees sê die volgende vir my, jy moet mooi luister na my Pieter. Ek spreek die teken van Jona oor jou uit. As jy nie vrywillig Ninive toe gaan nie, sal ek 'n vis stuur, maar Ninive toe sal jy gaan. Boy, oh boy, het hy nie die vis vir my gestuur om vir my te roer nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, ons is by 'n tyd wat die Here nie gaan speel nie. Ons is by 'n tyd wat jy vanoggend 'n besluit maak oor waar jy gaan staan met die lewende God. Wil jy seën in jou lewe hê? Dan moet jou huis agter mekaar kom. Dis dit man, hierdie is nie rocket science nie. Ons is nie besig om 'n ruimteskip Mars toe te stuur nie. Jou naam is nie Elon Musk nie. Okay? Jy moet jou huis agter mekaar kry, pa. Jy moet vir 'n slag weer die priester word in jou huis. Jy sal moet opstaan en die man raak in jou huis. As jy jou kinders verkeerd hanteer het, dan raai ek jou aan, al is hulle 40, gaan na hom of haar toe en sê, ek vra om vergifnis, dat ek nie die pa vir jou was, wat ek moes gewees het nie, en vra om vergifnis. En sê, ek wil hê ons moet saamwerk om hierdie ding reg te maak. Maar, jy is die een wat gees in 'n kind se lewe moet plant. As jy 'n klein babietjie het, is dit nie die pa wat gees kan plant nie. Daar's niks soos 'n ma wat gees in 'n klein babietjie en 'n kind, jong kind se lewe plant nie. Jy het 3 jaar kans, 0 tot 3 jaar, het 'n moeder kans om dit te doen. 0 tot 3, dan het jy jou kans gehad. Dis net 'n ma wat 'n kind rooikappie en al hierdie storieetjies kan vertel. Hoekom moet 'n ma dit vir die kind vertel? Dit wek die verbeelding op. En 'n kind leer om die gees van God te herken. En geestelike musiek, geestelike stories, nie net rooikappie en die Bybelstories op 'n manier vir 'n kind te vertel. Daar's niks soos 'n ma wat met die babietjies kan praat nie. Dis amazing.
as ek die mamas dop hou, hoe hulle die kleintjies hanteer. Ek het nie die geduld nie, maar hulle het dit gekry by oormaat. Dis ek weet nie wat is allerhande snaakse goed, maar hulle doen die ding. Jy weet, op een of ander wyk kom dit oor, nee. Jy weet, as my seun geval het, dan sê ek het jou mos gesê jy moenie daar speel nie. Dan woep wap, jy weet. Die ma sê, ag my bloetjie, sies, dan kom sê nie dat mamma gou die ding soen. Soen. Hè? Hy moet nie gesoen word nie. Ons paas is anderster as julle mammas. En dis hoekom God 'n ma en 'n pa in 'n huis gesit het. Kind van die Here, gaan maak jou huis reg. Kry jou huis agter mekaar. Bring jou lewe vanoggend na die Here toe en sê, Here, ek wil die volheid hê wat U vir my beplan het. Hier is die geheim van dit. Romeine 12:2 sê, ek is nie op my boodskap nie. Romeine 12:2 sê, word vernuwe in jou denke, sodat jy die plan van God kan verstaan. Die Amplified beskryf dit verder. Hy sê, don't look like the world, don't dress like the world, don't act like the world, but be conformed in your mind, so that you can understand the will and the plan of God. Weet jy, as jy nie jou lewe vrywillig aflê nie, kan jy nooit God se plan vir jou lewe verstaan nie. En weet jy wat is hartseer? Ons word 80 jaar, ons sit 50 jaar in 'n kerk, en ons weet nog steeds nie wat my roeping is nie. Dis bad news. Wat het ons hier voorgemaak? En ons is skuldig, en ek wil vanoggend bely, ek is jammer, Here, ek kom vanoggend na jou toe, moenie vir my kom vertel, jy's net 'n mechanic nie, moenie vir my vertel, jy sukkel om te lees nie, nie ek of die Here wil dit hoor nie. Want God het met jou 'n plan, moenie vir my sê, kom profeteer vir my pastoor, dat ek my roeping sal erken nie, jy moet gaan tyd spandeer met hom, en soos ek spandeer het, moet jy hom gaan soek. Wanneer ander ouens voor 'n TV sit ek in my kantoor, man. As ander ouens slaap, dan bid ek. Jy moet by God uitkom, jy moet die tyd stoot met die Here, en wanneer jy die tyd stoot, gaan hy met jou praat. Dis nie, gaan hy met my praat nie. Hy gaan met jou praat. Verseker gaan hy jou bedien met sy woord. Kind van die Here. Hierdie ding gaan nie net oor Henny en Alida nie. Hierdie ding gaan oor die lidmaat. Dit gaan in hakies oor die kerk. Ek dink die woord kerk moet ons nooit weer gebruik nie. Dis my opinie. Jy weet, hierdie woord eklesia, nee. Ag, dit is net 'n wrang woord. Dit het die bedoeling gebring van 'n gebou met 'n pastoor of 'n dominee. En eintlik gaan dit oor die gemeente. Wat sê Hebreërs 5? Moenie die gemeenskap van hy sê nie die kerk nie. Hy sê die gemeenskap van die heiliges moet jy nie verontagsaam nie. OK, jy verstaan dit, nê? Kind van die Here. Die woord verwys, eklesia, verwys na die byeenkoms van mense, nie 'n heilige byeenkoms nie. Die byeenkoms moet heilig word tydens die byeenkoms. Dis die heilige byeenkoms. Hoe heilig het jy hier ingestap vanoggend? Met wat kom jy hier in? Jy dink God gaan jou oordeel vir al jou sondes. Die eerste ding wat hy vir jou gaan sê is, ek het jou geroep tot 'n apostel, of 'n profeet, of 'n leraar, of 'n herder, of 'n evangelis. Jy het dit nooit ontdek nie. Omdat jy nooit my stem kon hoor nie, het 5000 mense verlore gegaan. Dis wat hy vir jou gaan sê. Jy moet dink aan hierdie goed vanoggend. Jy moet dink aan wat ek jou sê. Weet jy, kom staan in die gawes in 1 Korintiërs 12 vers 8, 9, 10 en 11. In vers 8 sê hy, nie kennis en dan wysheid nie, hy sê wysheid en dan kennis. Want as jy moet kennis kom, wat nie ingebed is in wysheid nie, is jy 'n gevaarlike prediker. Maar jy moet met wysheid kom, sodat kennis bedien word vanuit wysheid. Anderster gaan daar nie geloof wees nie. Verstaan jy dit? Die derde gawe is dan geloof, dan kom genesing in al die dinge wat afgaan. Ek wil vanoggend vir jou dit gee, hierdie is nie 'n pak nie, hierdie is vanoggend 'n uitnodiging om vir jou te sê, die Here roep julle. Die Here roep julle om aktief op te staan, hierdie strate te tackle, vir mense vry te maak. Weet jy, dis my tragies, nê, dat ons kyk hierdie ouens wat so drink, daar om die draai by my is 'n plek waar die ouens gaan drink. Dan ook hulle dop, nê. Dis wêreldse motorfietsryers, dis nou nie die Christen klubs nie. Maar dan jaag hulle daar op en af, dan dink ek, Jesusie Here. Hierdie ouens het vrymaking nodig.
Wanneer laas het ek en jy gebid, hoe gaan ek by hulle uitkom? Nou moet ons by hulle uitkom. As julle by mekaar gaan kom vir 'n slag, nê, en vir mekaar gaan sê, Here, hierdie klomp mense wat vandag in hierdie plek sit, nê, julle is heel wat. As julle by mekaar kom in 'n vergadering hou en net een ding bespreek, hoe gaan ons Heidelberg en Nigel bedien? Dis al wat julle moet vra. Julle bid daaroor vir 'n week, nê, en kom by mekaar en sê, hoe gaan ons dit doen? Nou kom die tweede ding op jou. Ek moet dringend ontdek waar ek staan, wat die vyfvoudige bediening betref. 'n Apostel en die profeet is bo aan die lys. Is ek 'n herder, evangelis of 'n leraar? 'n Herder hoef nie 'n graad te hê nie. 'n Herder is iemand wat omgee, man. 'n Evangelis hoef nie 'n graad te hê nie. Hy moet lief wees vir die evangelie. Hy moet lief wees vir die dood en die opstanding van die meester. Hy moet self al aan die kruis gehang het, gesterf het. Hy moet sy vlees afgelê het. Dis waaroor dit gaan. 'n Leraar moet kennis hê van die woord. Hoor jy wat ek sê? Waar is die profete onder julle? Waar is die ouens wat die gawe van profesie ontdek het? Ek het 'n groot vriend, 'n profeet. Ek praat van 'n kragtige profeet. Sy naam is Sarel. Daar in Vryburg het hy eendag vir my gesê, Pieter, as jy in 'n ry staan, in 'n bank, het jy 'n keuse. Jy gaan geïrriteerd raak, of jy gaan vir die Here vra, vertel my iets van die ou hier voor wat ek nie weet nie. So ek het dit begin doen, en dit is die beste plek om 'n fout te maak. Die ou ken jou nie. Ek het dit ook geleer. As ek 'n fout maak, is dit oukei. Maar as ek nie gaan foute maak, gaan ek nie groei nie. Gaan ek nie die Gees ontdek nie. Jy sien, en so het ek 'n profetiese gawe ontdek, en Kitty is my getuie, want ek het al die goed vergeet, en herinner sy my aan die goed wat geprofeteer is. Ek wil vanoggend vir jou vra, waar is jy profeet? Het jy moeite gemaak om daai gawe te ontdek? Het jy met die Here gaan praat? Of verwag jy dat iemand moet 'n hand op lê, ek roep jou tot die gawe van 'n profeet? Dit moenie gebeur nie. Dit moenie gebeur nie, want God se Gees moet jou roep. Die apostel is die ou wat in hoof is van die kerk. Dis die apostel is die een wat regeer en wat hierdie dinge by mekaar hou. Hy hoef nie altyd te preek eers nie, maar die apostel is die man wat 'n profeet langs hom moet hê. Sarel, nou hy sit in Milnerton, né? Melkbosstrand. Is dit 1400 km van my af. Hy het my eendag gebel. Ek sit in Orendalsrus, ek stap die kerk uit. Hy bel my en hy sê vir my, ek sien jy loop uit die kerk uit. Toe staan ek op aandag, nee, en ek sal hier amper. Want hoe sal die man 1400 ver weet, ek stap nou die kerk uit, as die Here nou nie met hom praat nie. So ek staan op aandag, en hy het hierdie manier van, as hy namens die Here praat, groet hy jou nie. Hy sê nie hallo nie. Hy sê net, ek sien jy stap uit die kerk uit. Die Here sê die volgende, hy is bitter ongelukkig oor die volgende. Ek staan, maar dit spoel so oor my. Toe vra hy my, hoe gaan dit? Nee. En ek het geluister toe hy praat, want ek moet luister, want die Here, hoe weet ek, dis die Here wat met my praat? Kind van die Here, waar is ons profete? Waar is die ouens wat opreg na die Here soek? Waar is die manne en vroue hier onder julle wat gaan afsonder? Ure en ure en ure afsonder en God se woord gaan soek, sy woord gaan studeer. Net gaan sê, Here, help my om te verstaan. Weet jy hoe belangrik is verstaan in die boom van die lewe konteks? Verstaan is die ding. Dit gaan oor verstaan. Verstaan jy? Verstaan, moet God kom maak my verstand oop, laat ek kan begryp wat hier staan. Hy sal jou aanraak as jy opreg is. Ek is nie by my boodskap nie. Ek gee vir die woord wat die Here in my hart sit, want die Here het 'n passie vir julle ouens. Julle is min, die Here het net 2 of 3 nodig. Hy het opregtes nodig. Hoeveel van julle is opreg? Ekskuus. Het julle, dalk is julle jong mense nie so nie. Het jy die jong mense vandag gesien? Hulle loop op my huis verby. Ek sê vir hulle, jy stap in die middel van die straat swaar, stap op die kant. 'n Kar gaan jou omry. Maar dit is net so. Ja,
Weet jy, dis verskriklik hartseer. Wat se geslag het ons grootgemaak? Wat gaan gebeur? Die leiers van vandag is koponderste bo mense. By die skool waar ek klas gee, Wessel Marie, sê 'n onderwyser vir my, hy het nie hierdie jare onder 14 rugby span nie. Weet jy hoekom? Hulle liggame is so onderontwikkeld, hulle kan nie eers 7 optrekke doen nie. Jy dit geweet? Die Amerikaanse weermag moes 72% aansoeke afwys. Weet jy hoekom? Deur onderontwikkelde liggame wat nie reg was vir militêre opleiding nie. En ons wil hê hulle moet die Here dien, maar hulle het nie 'n pa en 'n ma op hulle knieë gesien nie. Hulle het nie 'n pa en 'n ma gesien wat bid en dan kom beantwoording nie. As jy met ons kinders praat, kan jy een ding vertel. As ek of Kitty met hulle praat en ek het gesê die Here sê, staan hulle ook op aandag. Want dan weet hulle wat kom. Jy sien, 'n pa en 'n ma wat op hulle knieë is, kry bindende kinders. Want 'n kind sien wat werk. Maar as 'n kind nie gesien het ma en 'n pa bid nie, as 'n kind nie gesien het ma en 'n pa lees Bybel nie, hoekom moet hy dit doen? Die wêreld bied vir hulle al die wonderwerke. Jy weet dit seker, né? Die WW, die World Wide Web, nee, is vol wonderwerke wat hierdie ouens se mind vat, nee. En jy kom met 'n Jesus wat in 'n kruis gesterf het, hulle sê vir ek staan nie belang nie. Want Jesus werk nie in jou lewe nie. Jy het nooit in hakkies gesê 'n Jesus geraak nie. Jy het nie 'n vrymaker geword ooit nie. Jy is dalk nie self vry nie. En ons is vanoggend by die punt waar die Here sê, maak nie saak hoe oud jy is nie. Moses was 80. Ek het so slegte nuus ou Boeta. Maar jy is nog jong genoeg vir die job, hoor. Trouwens, Moses se geslag het dood gegaan rondom hom op 80, want die enigste psalm wat hy geskryf het, Psalm 90, sê Moses, hoekom is dit so dat hy vir ons 70 of 80 jaar gee? Maar Moses het 120 geraak. Die Bybel sê, sy oog het nie swak geraak nie, en sy liggaam het nie eintlik oud geraak nie. God het vir hom gesê, Moses is klaar, groet hom maar vir almal, sê cheers. Right, boom, goodbye. Dis wat die Bybel sê. Ek wil vir jou sê, moenie vir my of vir die God wat ek vanoggend bedien kom sê, my liggaam is siek nie, en ek is so nie, en ek is so nie, maar jy kan by Pick n Pay uitkom, jy kan by Checkers uitkom, jy kan al die plesier in die wêreld gaan besoek, maar wanneer ons van die Here se dinge praat, is jy nou te siek. Jy mag dalk net genesing kry, as jy gaan afsonder en die Here soek vir 'n slag. Jy mag dalk net gebless wees buitekant jou hele raamwerk van denke, wanneer jy gaan besef nie, wanneer ek my tyd vir hom gee, dan gee God jou alles. Hier's die ding. Ek kan vanoggend 'n koffietafel hier sit en ek is nou klaar. Ek kan 'n koffietafel hier sit, en omdat jy hom geleer ken het as 'n stoel, want jy het gesit op hom, maak dit nie die koffietafel 'n stoel nie. OK? Nou dit help nie ek stry moet hê nie, omdat hy die koffietafel as 'n stoel leer ken het nie. Want in sy perspektief is dit nou 'n stoel. Maar wanneer ek hom wys waarvoor die tafel eintlik bedoel is, gaan hy sien ek is reg. Hallo. So jy kan nie iets word wat jy nie moet wees nie. As ek vir jou sê, Matteus 5:48 sê, wees volmaak, soos hy volmaak is, dan is dit so swak vertaal in die Afrikaans. Dit beteken nie ek moet volmaak word soos God nie. Die implikasie in die Grieks is, wees volmaak na die volmaakte plan wat God vir jou het. God se volmaakte plan vir jou is dalk 'n koppie. Wees 'n koppie, moet nou nie beklei oor bulle emmerus nie. Want nou kry jy niks in jou koppie nie. Wees tevrede met die maat waarmee God jou bedeel, maar gebruik die maat waarmee God jou bedeel het. En as iemand anders 'n Zozo tank is van 5000 liter, laat dit wees. Moenie jaloers wees daaroor nie, want jy het nie jouself gemaak nie, God het 'n plan met jou, maar jy weet nie wie by daai koppie van jou kom en daaruit drink en eendag 'n godsman of 'n godsvrou word wat duisende bedien nie. So kind van die Here, en hiermee wil ek nou begin land. Jy's 'n vrymaker. Vanoggend se boodskap het die doel om vir jou vry te maak. Om vir jou te sê, jy is op pad na Pinkster toe. Ons het 10 dae dienste, weer saam in die vollies.
Dan gaan seker weer 'n paar van die NG Kerk ouens ook wees. Die ding wat ons het, is om te sê, Here, ons wil mense in die kerk kry. Nie om die kerk vol te maak nie. Nee. Ons wil mense kry wat vrygemaak raak. Dis ons punt. Ons gaan nou binnekort daaroor gesels. En binnekort moet ons planne maak om dit te doen. Kom ek vra vir julle, vat hierdie twee mense se hand. En begin die vraag te vra. Wat gaan ons maak om hierdie Pinkster die beste Pinkster ooit in ons lewe te maak? Die 10de dag, Pinkster Sondag, is die Gees uitgestort. Die laaste dag. Is dit nie awesome nie? Vat hierdie twee mense se hand. As ons nou begin met klagtes van die is verkeerd en daai is verkeerd, ag asseblief, gaan net weg. Regtig, hoor. Weet jy, ek is nie meer lus om daaroor te praat nie. Genie nie. Maar as jy vir my kom sê, hier's 'n leemte en ek kan help. Wow. Kom sê dit vir my. Maar moenie met die doel om klaar nie. As jy na my toe kom, of jy kom na Pastor Henny of Alida toe, dan sê jy, weet jy, hier's 'n ding wat ek kan help beter maak. Nou luister ons na jou, en ons gebruik vir jou. Jy verstaan wat ek sê. Kom, dit help nou nie, jy sê, jy sê nie, mense moet hoede op, jy kan dit seker maar sê, ne? Het jy laat agter die tannies met die hoede gesit? Yes, like. En die hele ding is, dit lyk my, sy kan oor na kop hê, want sy kan agter toe kyk, ne? Want as ek hierdie kant toe gaan, dan gaan sy ook hierdie kant toe. Nou weet ek nie later wat ek kant om te kyk. Ek maak dit 'n grap daaroor. Kind van die Here, ek en jy is nie hier om oor alles te kla nie. Ons is hier om reg te maak. Ons is hier om te sê, gebruik my vir dit wat ek kan doen. En hiermee gaan ek afsluit. Daar het een ewel in die kerk geraak. En dis, ek is 'n bidder. As ons praat oor gawes, nee, ek is 'n bidder, regtig. Dink jy daar staan een van die gawes dat om te bid is een van die gawes? Per toeval toe nou nie, nee. Bid is nie 'n opsionele ekstra nie, dis 'n feit. Of jy 'n evangelis, herder, leraar of wat ook al is, jy gaan bid. Of jy profeet is of wat ook al, jy moet bid. Jy verstaan dit? So jy kan nie vir my kom vertel, ek is die bidder nie. Jy moet iets hê wat na die uiterlike of na die wêreld toe werk, wat ergens iemand se lewe kan verander. My vrou het hierdie liefdesbediening. Daar in Vryburg sê sy altyd, haar pannekoektafel is 'n bediening, en dit is so. Sy het hierdie manier om met mense te praat, sy kan met 100 op 'n slag praat. Ek hol weg. Ek is nie gebou vir daai job nie, maar sy kan dit doen. Dalk moet jy soms net iemand vat en sê, 'n drukkie maat, ek is lief vir jou. Weet jy wat beteken dit wanneer iemand vir my bel? En sê, pastoor, is jy alright? Dan sê ek, weet jy, is goed jy vra my, want die pastoor is nie altyd okay nie. Ek is nie altyd alright nie. Wanneer laas het jy vir Henny en Lida gebel en gesê, is julle alright? Nie met die doel van, ek wil sakke geld, jy kan dit maar kom doen as jy wil, hoor, so by the way. Net om vir hom te sê, wat is daar wat jy kort? Dalk kort hy net jou gebed. Dalk het jy op jou hart om te sê, pastoor, ek wil net nou saam met jou kom bid. Weet jy wat beteken dit vir 'n bedienaar, wanneer ek net sê, is jy alright? Want almal dink skynbaar, ons is die hele tyd okay. Maar ons is nie. Ek maak klaar. Dankie, dat julle na my geluister het. Dit was die woord van die Here op hierdie dag. Ek weet dit, want dit is nie deel van my boodskap nie. Mag jy geseën wees. In hierdie oggend wil ek vir jou kans net gee. Ek gaan nou oorgee aan my vriend. As jy hierdie oggend vir die Here wil sê, Here, dis tyd dat ek by my kruis uitkom. Is dit jou plek en jou oomblik. Raak my mond aan. Raak my gedagtes aan. Raak my oë en my ore aan, Here. Verander my, dat ek volgens u plan kan werk of doen. Amen.